Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het en dat ons saam wees vanmôre vir waarvan ons elkeen 'n besonderse byeenkoms sal wees in 'n samekoms, want ons is hier nie in teenwoordigheid van die Here en ons is hier saam met mekaar. Ons Here God. Partykeer voel dit vir ons. Ons staan op die bodem van die put in die lewe. Here, as ons vanmôre na ons gebedsversoeke kyk, en ons weet van 'n klomp goed wat hier aangaan, Here, dan is daar 'n klomp mense wat vanmôre in daardie put staan. 'n Klomp van ons vriende, van ons familie, kennisse van ons, Here, medeburgers, wat opkyk en sê, waar sal my hulp vandaan kom? Here, wat vanoggend die bodem van die put beleef, en voel asof oral waar hulle kyk, geen uitkoms is nie. En ons wil saam met ons medegelowiges vanmôre kom bid. Soos die psalmdigter sê, ek kyk op na die berge. Partykeer, Here, weet ek nie waar my hulp vandaan kom nie. Partykeer weet ek nie waar die krag vanmôre vandaan kom nie. Partykeer weet ek nie waar ek die krag gaan hê om môre op te staan nie. Maar Here, ons kyk op. Ons kyk nie af nie. Ons kyk op na die berge. En ons weet ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Here, u kragtigste werke word sigbaar wanneer ons dikwels op ons swakste is. Here, ek wil bid vir elkeen vanmôre op ons gebedslys. Vir elke instansie, vir elke familielid, vir elke vriend, vir elkeen wat deur 'n swaar en 'n krisistyd gaan. Here, help ons vanmôre om ons kop te lig en te weet ons hulp kom van die Here. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n loflied. Die wonderlikste ding wat die Here vir ons gee, broers en susters, is om ook in die storms van die lewe 'n loflied te kan sing. Want in midde van die storms in ons lewe het ons altyd rede tot dankbaarheid. En dis baie keer daai dun draadjie van dankbaarheid wat ons die krag gee vir die volgende tree. Wat ons die krag gee om vandag op te staan en in die gesig te staar. En kom ons begin vanmôre met 'n lied. En ons sing Vlam 34 vers 1 en vers 2. Here, u is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Kom ons staan, Vlam 34 vers 1 en vers 2.
Ek wil graag die wet van die Here vanmôre vir ons lees uit Eksodus 20 uit. Die tema van ons preek vanmôre gaan oor my hart se grootste begeerte. Nou ons weet in die 10 gebooie, in die wet wat ons vanmôre lees, gaan ons sien, die wet sê, jy mag nie begeer nie. Maar ons gaan vanmôre ook op 'n ander manier daarna kyk, want daar is sekere begeertes in ons hart, en jy sal ook sien in die teksgedeelte wat ons lees, praat Paulus oor begeertes van die hart. En ons kan nie oor begeertes en vrede praat vanmôre, en die wil van God, as ons nie by die wet van die Here stil staan nie. En daarom as jy vanmôre hier sit, en jy het 'n begeerte om die wil van die Here te ken. As jy vanmôre voor groot uitdagings in jou lewe staan, maak nie saak wat dit is nie, dan begin die wil van die Here by die gebooie van God. En ek wil hê ons moet dit vanmôre hoor uit Eksodus 20 uit. Eksodus 20 sê, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Naas my mag jy geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die water hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of die dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, as ons vanmôre stil word voor die wet, ja Here, dan kan ons nie anders as om net dankie te sê, Here Jesus Christus, vir u genade nie. Here, as ons vanmôre aan die wet dink, en ons dink net aan elkeen van hierdie 10 gebooie, dan wonder ek al vanoggend by myself, hoeveel keer, Here, het ek u teleurgestel? In my lewe, in my woorde, in my gedagtes vanoggend, hoeveel keer het ek hierdie wet van u al vertrap in my lewe? Maar dankie Jesus, dat u ons liefhet. Dankie Here God, dat u ons vrygemaak het en die straf van hierdie sonde op u geneem het. Here, dankie dat u die wêreld so lief gehad het, dat u u enigste seun gegee het, sodat die wat in u glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Terwyl ons so sit, Lied 264 vers 1 en vers 4. Ek kan die Bybels oopmaak vanmôre by ons skrifgedeelte en dit kom uit Filippense hoofstuk 4 uit vanaf vers 6. Ons gaan 2 verse saam lees. Vers 6 en vers 7, bladsy 260 in my Bybel. Filippense hoofstuk 4 vers 6 en vers 7.
En ons tema is dit wat ek die meeste begeer. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons raak nou stil voor U. U teenwoordigheid is tasbaar vanoggend, want ons voel U aan in ons harte. Here, vanmôre toe ons opgestaan het, was U by ons. Vanaand as ons gaan slaap, hou U wag oor ons. As ons deur hierdie dag wandel, Here, is U elke oomblik met ons. Maar Here, wanneer ons so saam met medegelowiges in hierdie kerkgebou stil word, dan is dit asof U teenwoordigheid tasbaar is. En daarom bid ons in hierdie stil, heilige atmosfeer, dat U U woord vir ons sal oopbreek. Heilige Gees, dat U vanmôre sal kom en hierdie woorde vanmôre in ons harte sal kom inskryf. Here, dat ons U woord vanmôre ter harte sal neem en dat U vir ons vrede sal gee. U ken die begeertes van ons harte. Elkeen van ons wat hier sit. Here, baie keer vir die wêreld hou ons begeertes voor as edel en mooi en rein. Maar Here, U ondersoek ons hart. En ek wil vra, Here, dat U vanmôre ook die intensie en die begeerte van my en van elkeen van ons se hart sal ondersoek. Here, dat ons begeerte U sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 6. Broers en susters, hierdie was een van die heel eerste teksgedeeltes in my lewe wat ek gememoriseer het. Ons word almal groot met Psalm 23 en Johannes 3 vers 16. Maar hierdie gedeelte in Filippense was een van die heel eerste teksgedeeltes wat ek in my lewe gememoriseer het. En tot vandag toe nog, wil ek amper sê, is dit my go-to teksgedeelte. As dinge vir my te veel raak, is dit die eerste teksgedeelte wat in my gedagtes begin maal. En ek lees dit vanoggend vir u, Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek wil vanoggend begin deur vir u 'n kort videoetjie te wys. Tannie Ria staan hier om vir ons kan regkry so lank. Nou ek wil hê u moet na hierdie videoetjie kyk. Nou, u weet ek kyk graag goed soos America's Got Talent en ek hou van daai tipe realiteitsprogramme, maar ek wil vanoggend vir u eintlik 'n vreemde video wys van die Golden Globes. Nou die Golden Globes en die Emmy Awards is baie naby, of die Oscars is baie naby aan mekaar. Die Oscars fokus gewoonlik op flieks, waar die Golden Globes op flieks en op TV baie sterk fokus. En dit gaan oor Hollywood en dit gaan oor al hierdie sterre. En in 2016 stap Jim Carrey op. Nou ons almal ken Jim Carrey as hierdie grapjas met amper die rubber gesig. En ek onthou sy flieks Dammer toe ek 'n jong seun was, en Liar en Ace Ventura, daai snaakse, eintlik slapstick comedy. Nou ek weet dis nie baie mense se cup of tea nie en nie baie mense hou van Jim Carrey nie, maar wat ons nie altyd weet nie is hoe 'n diep mens Jim Carrey eintlik is. En wat ons baie keer mis as ons sien hierdie karakter wat hy speel, maar ons vergeet wie die mens is. In 2016, by die Golden Globes, moet Jim Carrey een van die pryse oorhandig, juis vir comedy. En hy stap op die verhoog, en ek gaan nou vir julle die video wys, en hy lewer hierdie toespraak. Nou ek wil hê jy moet baie fyn luister na die woorde wat hy sê. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, many a true word are spoken in a jest. In Afrikaans beteken dit, baie keer word waarhede en diep waarhede weggesteek in komedie. Nou terwyl jy na hierdie videoetjie kyk en baie mooi luister wat Jim Carrey sê, wil ek hê moet jy onthou, hy gebruik hier humor om 'n geweldige belangrike punt te maak. Hy gebruik na my mening een van die beste toesprake ooit by die Golden Globes om iets oor te bring. Nou kyk bietjie na die gaste wat daar sit. Leonardo DiCaprio sit daar, Denzel Washington. Jy kan kyk na al daardie sterre wat daar sit van Hollywood. En dan stap Jim Carrey op en in daai gehoor lewer hy hierdie toespraak. Dankie Nico.
From the upcoming film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner, Jim Carrey, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. But these are important, these awards. I don't want you to think that just because if you blew up our solar system alone, you wouldn't be able to find us or any of human history with the naked eye. But from our perspective, this is huge. One more time, here are the nominees for Best Motion Picture Comedy. Broers en susters, mens moet partykeer hierdie videoetjies so 2 of 3 keer deurkyk om regtig die essence van dit raak te sien. Aan die begin Jim Carrey en hy stap op daai verhoog en jy hoor hierdie skare lag uit hulle maag uit as hy sê I am Jim Carrey, two-time Golden Globe winner. En dan lag almal. En dan sê hy as hy gaan slaap, is hy nie sommer net 'n gewone mens nie. Hy is die 2 keer Golden Globe wenner Jim Carrey wat shut-eye kry. En dan gaan hy so aan en dan op 'n stadium sê hy, maar wanneer ek droom ek daarvan dat ek Jim Carrey is wat 3 keer die Golden Globes wen. En dan drop hy die bom. Because then I will be enough. Then it will finally be true. Daai woorde in hierdie toespraak het my koue rillings gegee. Want dit, broers en susters, bring die realiteit van ons wêreld en van ons lewens in ons gesig in. En ek dink daardie aand, as jy so na hierdie verhaal kyk, of jy kyk na hierdie video, en jy sien al hierdie sterre daar, en dis die rykstes van die rykstes, en die blinkstes van die blinkstes, en die bekendstes van die bekendstes, wat daar sit, en Jim Carrey begin, dan lag hulle, en dan ewe skielik, dan raak hy daai sene weer aan. Dan raak hy daai waarheid aan, om te sê, dit sal nooit genoeg wees nie. Of jy 1 of 2 of 10 Golden Globes gewen het in jou lewe, as jy nie diep in jou binneste vrede het nie, sal dit jou nooit vul nie. Al die geld in die wêreld, al die roem in die wêreld, al die aansien in die wêreld, beteken niks as daar nie vrede in jou hart is nie. En ek dink daardie aand het daar 'n klomp mense uit daardie Golden Globe toekennings uitgestap en vir hulle self gevra, is ek besig met 'n gejaag na wind? Wat beteken dit alles? En dis vanmôre die vraag wat ek vir jou wil vra. Nie uit die hand van prediker uit wat sê alle gejaag kom tot 'n gejaag na wind nie en alles kom tot niks nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is die grootste begeerte van jou hart soos jy vanmôre hier sit? Want vir meeste van hierdie sterre, sit die begeertes wat ons in ons harte het, sit daar en hulle het hulle verwesenlik. Hulle het waar geword. Ek het roem bereik. Ek het die grootste bankrekening waaraan jy kan droom. Maar hier binne in my hart is ek leeg. Want ek wil vir jou vra, wat begeer jou hart vanmôre? Ek het gaan dink oor hierdie vraag. Ek het vir myself gaan vra, Rian, wat is dit wat jy in die lewe die meeste begeer? En ek kon op een antwoord kom. Vrede. Ons jaag geld, broers en susters, want ons dink dit gaan vir ons vrede bring. Ons jaag roem en aansien, want ons dink dit gaan vir ons vrede bring.
When will it be finally enough? Ek lees uit 'n dagboek uit van 'n jong vrou wat een keer skryf, en sy skryf toe sy op skool was, begin sy hierdie dagboek skryf. En sy skryf in hierdie dagboek: as ek my matriek eindeksamen klaar geskryf het en geslaag het, dan sal ek in my lewe vrede hê. En toe sy dit klaar gedoen het, skryf sy verder in haar dagboek en sy sê: as ek my studies net deurgekom het en ek het my graad gekry, dan sal ek vrede hê. En toe sy dit kry, skryf sy die dag: as ek my droomwerk kry en my droomposisie, dan sal ek vrede hê. En toe sy dit bereik, toe skryf sy: as ek my eie huis kan koop, sal ek vrede hê. En sy het haar eie huis en sy sê toe: as ek my eie kinders het waarvoor ek lief is, dan sal ek vrede hê. En dan skryf sy so op 'n stadium in haar dagboek en sy sê: eendag het ek langs die venster gesit in my eie stilte en gedink, ek het alles wat ek begeer, maar my hart is nog onrustig. Want jy sien, ons soek die vrede in die uitkoms van ons planne en nie in die teenwoordigheid van God nie. Ons soek vrede in die uitkoms van die planne wat ons maak en nie vrede in die teenwoordigheid van God nie. Dink aan 'n kompas. As jy 'n kompas het, broers en susters, en jy bring 'n magneet naby die kompas, dan wys die punt van die kompas nie meer noord nie. En so dink ek is daar baie mense wat leef met van hierdie magnete naby hulle kompaslewens. Roem, prestasie, keeping up with the Joneses, rykdom. En dan wonder ons, waar is die vrede in my lewe? Want vrede lê nie daarin dat alles uitwerk soos ons beplan nie. Vrede lê in die geloof en die wete dat alles in Christus rus. En dis waarna ons vanmôre gaan kyk. As ons vanmôre hierdie gedeelte oopmaak van Filippense 4, dan besef ons Paulus skryf nie hierdie woorde uit 'n plek van vrede uit nie. Paulus sit in die tronk in Rome en dan skryf hy hierdie brief aan die gemeente in Filippi en hy sê vir hulle: kom ek vertel julle van die vrede wat in my hart is. Ek is in 'n tronk, ek word gemartel, my lewe is op die spel, maar kom ek vertel julle van die vrede in my hart. En dan sê hy, die vrede lê nie in roem nie. Vrede lê nie daarin dat die planne wat jy maak uitwerk soos jy dit gehoop het nie. Vrede lê nie in beheer in jou lewe nie. Vrede lê wanneer jy begin vertrou op God se tydsberekening, nie op jou eie nie. Wanneer jy begin vertrou op God se wil, nie my wil nie. Wanneer jy begin vashou aan God se plan en nie my plan nie. En wanneer jy begin leef vir God se glorie en nie meer vir my glorie nie. Kom ons kyk vanmôre, hoe pak Paulus hierdie vrede uit? Hierdie vrede wat hy in die tronk in Rome beleef, hierdie vrede in sy hart, nie roem en aansien en rykdom en eer nie, die vrede van Christus wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons kyk vanmôre, hoe pak Paulus hierdie vrede uit? En dalk mag ons vanmôre met daai vrede hier uitstap. Hy begin en hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Wat dit hierop neerkom is, hy wil amper sê, vertrou op die tydsberekening van God. Want jy sien, die woord wat hier gebruik word vir besorg, is die Griekse woord merinao. En dit beteken om in stukke geskeur te word. As Paulus sê, moenie besorg wees nie, dan gebruik hy die Griekse woord en hy sê, moenie in stukke geskeur word nie, want dis wat besorgdheid in die lewe doen. As jy besorgdheid in jou lewe nie onder beheer het nie, broers en susters, dan voel dit asof jy verskeur word. As jy besorgdhede in jou lewe nie onder beheer het nie, dan begin angs en vrees en onsekerheid jou lewe oorneem. As jy besorg is en die probleme agter elke bult gaan haal en jy leef die hele tyd net besorgdheid in jou lewe,
is dit soos om van die verlossing en eintlik van die fokus op God weggeskeer te word. Hoor hoe beskryf Dawid dit. En ek lees dit graag in Psalm 13. Nou broers en susters, Psalm 13 is vir my een van die kosbare psalms in die Bybel. Baie keer kom mense na my toe, en wanneer ons in 'n pastorale gesprek is, dan sê hulle, Rian, ek voel so skuldig, want ek vra vir God, hoekom? Hoor bietjie, wanneer Dawid se planne nie uitwerk, op sy tydsberekening nie, wat skryf Dawid? Want jy sien, Dawid se hart loop in Psalm 13 oor van besorgdheid. Hy het 'n klomp planne, maar sy planne werk nie uit op die tyd wat hy dit beplan nie. En dan skryf Dawid in Psalm 13, hy sê, hoe lank gaan U my nog vergeet, Here? Vir altyd. Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, Here? U sien wat met Dawid gebeur, is Dawid se emosies begin sy lewe oorneem. Want jy sien, dis wat angs en vrees is. Angs en vrees is 'n emosie wat ons beleef, en dit is 'n emosie wat ons nie onder beheer kan kry nie. En dis wat Dawid sê. Hy sê, Here, hoe lank gaan U my nog vergeet? Ken jy hierdie emosies? Ek dink daar is 'n klomp mense in Bethlehem vandag. 'n Klomp mense dalk in Roosendaal wat hierdie emosies beleef. Die woord leer ons wel, emosies is nie feite nie. Want hoor wat sê Dawid, hy sê, Here, hoe lank gaan U my nog vergeet? En dan dink ek by die Here sê vir Dawid, maar Dawid, hoe is dit moontlik dat ek jou vergeet? Ek sê dan vir jou, Dawid, jou naam is in my handpalm gegraveer, getatoeëer, Dawid, hoe kan ek van jou vergeet? Maar dis hoe Dawid voel. En dan kom hy en hy sê, Here, hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Dan sê die Here, maar Dawid, wat bedoel jy? Psalm 139, ek sien dwars deur jou. Voordat jy praat, weet ek wat jy gaan sê, Dawid. Hoe lank gaan U nog my eie planne my laat maak, Here? Here, praat asseblief met my. Sê die Here, maar Dawid, ek het tog nooit ophou praat nie. Hoe lank gaan my vyande nog oorheers, Here? Here, hoekom gaan dit so goed met ander mense en so terrible sleg met my? Dawid, is jy nie tevrede met wat ek jou gee nie? Soek jy vrede in alle dinge? Dawid, hoekom vertrou jy my nie? En my tydsberekening? Jy weet, die rede daarvoor is, ons hou nie altyd rekening met God wanneer ons planne maak nie. Jy weet, wanneer ons planne maak, dan stel ons altyd tydraamwerke en ons stel altyd voorwaardes en ons wil vir ons sê, dit moet nou gebeur. En ek wil vanmôre vir u 3 stukkies raad gee, wat ek in my lewe geleer het. 3 stukkies raad om te fokus op die tydsberekening van God, al weet ons nie wat dit is nie. Die eerste ene is, bewys en getuig met dankbaarheid oor die dinge in jou lewe wat jy beplan en dit werk. Maar bewys en getuig met dankbaarheid oor die dinge in jou lewe wat werk, wat jy ook nie beplan het nie. Dit sal jou help om God se tydsberekening in berekening te bring. Tweedens, dinge buite jou beheer is nie dinge buite God se beheer nie. Dinge wat nie op jou tyd gebeur nie, beteken nie dit is buite tydraamwerk van God nie. En derdens, mense op hulle knieë kan nie val nie. Want as jy op jou knieë is, kan jy nie val nie. Hulle vertel die storie van 'n baie bekende klokmaker, wat baie erg was oor sy klokke en in sy winkel het daar 'n groot horlosie gehang, wat altyd presies op tyd was. En elke oggend het hy vir niemand vertel nie, as hy in sy werkswinkel inkom, gaan hy eers na daai horlosie toe en hy stel daai horlosie se tyd in. Nou hoe hy die tyd ingestel het, is aan die oorkant van sy winkel was daar 'n groot fabriek gewees. En op hierdie fabriek se muur was daar 'n groot horlosie sodat die mense kan sien wanneer begin die werktyd. En as hierdie klokmaker by sy winkel instap, die eerste ding wat hy doen, is hy stel sy horlosie op die fabriek se horlosie in. En op 'n dag kom die eienaar van die fabriek, loop hulle mekaar raak en die klokmaker vra vir die eienaar van die fabriek, hoorie, sê vir my,
Hoe kry jy dit reg dat jou horlosie altyd so perfek op tyd is? En die fabriekmaker sê, of die fabriekeienaar sê toe vir hom, weet jy, elke oggend stel ek my horlosie in op jou horlosie. Broers en susters, ons moet leer om ons lewenshorlosies op God se klok in te stel. God se tyd is nie my tyd nie. Maar dit beteken nie God is nie aan die werk nie. Dit beteken nie God weet nie wanneer die perfekte tydsberekening in jou lewe is nie. Die eerste ding van vrede in jou lewe is dis God se tydsberekening, nie myne nie. Tweedens, die wil van God, nie die wil van myself nie. Eerstens het hy gesê, moet oor niks besorg wees nie. Tweedens sê hy, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Nou die vraag is, hoekom moet ons dit aan God bekend maak? Hoekom moet ons diepste begeertes aan God bekend maak? Psalm 139 sê, Here, U sien dwars deur my gedagtes ken U. Voordat 'n woord oor my lippe kom, weet U wat dit gaan wees, of ek reis en of ek bly, U weet dit. Hoekom, broers en susters, moet ons begeertes aan God bekend maak? Daar's 'n geweldige belangrike rede daarvoor. Jy sien, die oomblik as jy jou begeertes aan God bekend maak, dan toets jy jou begeertes aan die wil van God. Die oomblik wanneer jy jou hart oopskeer voor God en jy maak jou begeertes aan God bekend, dan vra jy, Here, is dit wat ek die meeste begeer in my lewe in lyn met U wil vir my lewe? Want hoor wat sê Paulus. Hy sê jy moet 3 dinge doen. Hy sê maak jou begeertes 1 deur gebed, 2 deur smeking en 3 met danksegging aan God bekend. Eerstens gebed. Jy sien, gebed is die toetree, die bewustelike toetree voor die aangesig van God. Jy sien, gebed, ons weet ons leef in die teenwoordigheid van God, maar wanneer jy bid, tree jy bewustelik, kognitief in die teenwoordigheid van God in. Nou hier's die geheim. As jy bid en jy tree in die teenwoordigheid van God in, dan besef jy, as jy dit reg doen, jy kan vir God niks wegsteek nie. Jy is nou voor die alsienende, alwetende, almagtige God. En wanneer jy dan in gebed is, bid jy soos Jesus ons leer bid het. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. En dan wanneer jy voor God is, dan vra jy, Here, my begeertes in my hart, laat dit U wil geskied. Laat dit U koninkryk kom en heilig dit U naam. Dis hoekom jy in gebed jou begeertes voor God bekend maak. Sodat God sal oordeel en sal vra, Rian, is jou begeertes iets wat my naam verheerlik, my koninkryk laat kom en my wil laat geskied? Want jy sien, dis waar vrede lê. En dan gaan hy aan, hy sê, maak jou begeertes deur smeking bekend. Smeking gaan oor opregte soeke. Het jou kind al ooit by jou gekom en gesê, Papa, die ding wat ek in my lewe die meeste wil hê, is dit. Het jy al daai smeking gehoor en dan sê jy baie keer ja of nee? Smeking is 'n opsoeke, opregte soeke na wat God wil hê vir my lewe. En dan met danksegging. Danksegging is 'n geloofsverklaring. Danksegging is om te sê, Here, dankie dat ek dit in U hand kan los, en Here, al kan ek dit nie sien nie, weet ek, U is aan die werk. Dis hoekom jy met danksegging jou begeertes aan die Here bekend maak. Nie soos baie beweer, jy moet die Here dankie sê omdat hy dit al klaar vir jou gegee het nie. Jy sê dankie dat die Here aan die werk is om vir jou die beste te gee volgens sy wil. As jy 'n brood vra, sal hy nie vir jou 'n klip gee nie. As jy 'n vis vra, sal hy nie vir jou 'n slang gee nie. Dis wat dankie beteken. Dankie Vader, dat U weet wat ek nodig het. Ek dink dalk ek vra 'n vis, maar eintlik is dit 'n slang. Dankie dat U dit nie vir my gee nie. Jy sien, dis waar vrede lê. Wanneer jy die wil van God soek en nie meer jou eie wil nie. Derdens, die plan van God vir jou lewe vertrou. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan.
Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Daai vrede kan net in jou hart inkom wanneer jy oorgee. Die Engelse woord is surrender aan die plan van die Here in jou lewe. Jy sien, in hierdie gedeelte Paulus, het ek nou gesê, skryf hierdie brief aan die gemeente in Filippi uit die tronk uit in Rome. Paulus sit in die tronk in Rome. Paulus het beplan om Jerusalem toe te gaan. Dis waarheen hy op pad was. En toe deur 'n klomp goed wat gebeur, eindig hy by die tronk in Rome. Sy plan was Jerusalem, God se plan was Rome en die tronk. Want jy sien, God wou hê die evangelie moet in die tronk verkondig word. En wanneer jy sê, Here, hier is my lewe, neem beheer, dan moet jy tevrede wees wanneer die Here beheer neem. Dan moet jy tevrede wees wanneer die Here jou lewe as 'n getuienis gebruik, want dit is wat dit beteken om te vertrou op die plan van die Here, nie op jou eie plan nie. Dit is wat dit beteken om te sê, Here, my lewe is in U hand. Maak daarmee wat U wil. Want jy sien, as jy vir die Here sê, nee Here, ek wil net hê wat ek vra, ek wil hê U moet my besigheid seën, ek wil hê U moet my huwelik seën, ek wil hê U moet almal seën, dan wil ons vir die Here voorwaarde stel. Natuurlik moet ons dit aan die Here bekend maak. En natuurlik wil die Here die beste hê vir dit alles in ons lewe. Maar ons moet oorgee aan die plan van die Here in ons lewe. Ons het, toe ek klein was, het ons 'n legkaartstel in ons huis gehad. En ek onthou, my ma het iewers in 'n sakkie gebeere. Die boks het lankal weggeraak. Het jy al ooit 'n puzzle probeer bou sonder die boks? Verskriklik moeilik. Want al wat jy het is hierdie stukkies. En as hulle dan sê op die puzzleboks 2 tot 3 jaar, dan vat dit jou omtrent 2 tot 3 jaar om daai stukkies bymekaar te kry. Broers en susters, dis baie keer hoe ons die lewe leef. Onthou, ons het nie die boks nie. Ons het die puzzlestukkies in ons lewe. God het die boks met die prentjie. En dis waarom ons hom vertrou, om die prent in ons lewe te bring. Sodat ek in sy plan kan inpas. En dan laastens, tot sy eer en tot sy glorie, nie tot myne nie. Hoor waarmee sluit Paulus hierdie vers af. Hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis aan wie die eer toekom. Dis vir wie se glorie ons leef. Dit is waaroor ons lewens gaan, broers en susters. Het jy al ooit 'n orkes gaan kyk? In 'n groot uitvoering. Gewoonlik voor die orkes begin, sit al die mense met hulle instrumente daar en hulle is besig om die instrumente in te stel. En wanneer hulle besig is om hierdie instrumente in te stel, is dit geweldige chaos. Jy hoor net al hierdie klanke en niks maak sin nie. In die volgende oomblik as die dirigent opstaan en hy haal sy stokkie uit en hy begin speel, dan verander hierdie chaos in harmonie. En dan kom die mooiste melodie. En dis wat gebeur wanneer ons vir die glorie van God leef. As ek vir my eie lewe leef, is ek deel van chaos. Is ek deel van mense wat net besig is om hulle eie instrumente in te stel, half op hulle eie melodie 'n liedjie te speel. Maar broers en susters, wanneer ek deel word van die harmonie van God, wanneer hy die dirigent in my lewe word, wanneer die eer na hom toe kom en nie na my nie, wanneer ek 'n instrument in sy orkes word, dan kom die glorie na God toe en dan kom die glorie God in my lewe toe. Ek het die eendag vertel en dis my gunsteling uitdrukking. Jare terug het ek 'n bemarkingsklas bygewoon. En die heel eerste les, toe die professor in die bemarkingsklas instap, het ons studente so gesit. En hy het sy hande so voor sy bors gehou en hy het gesê, ek gaan julle die belangrikste les van jou hele lewe leer in bemarking. Dis vir my die belangrikste les van die lewe. Dis die belangrikste les van geloof. Hy het dit gemaak op bemarking. Hy het gesê, hou jou hand so. En ons het so rukkie terug in die kerk gedoen. En hy sê, slaan so op jou bors. En ons het almal so op ons bors geslaan soos gorillas. En hy sê toe, herhaal nou agter my aan. I am not the target market. I am not the target market. I am not the target market. As ek hierdie pen verkoop, kan ek nie vra wat ek uit die pen uit wil hê nie. Ek moet vra wat my kliënt uit die pen uit wil hê. En dit is hoe die Here wil hê ons moet leef.
Want dan sal die vrede van God in julle harte en gedagtes die wag hou, wanneer Christus Jesus die eer kry. When I, Rian van Sail, am not the target market. Wanneer my lewe nie gaan oor myself nie, maar tot eer en glorie van God. Dis wat ek die meeste begeer. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Dis die begeerte van my hart. En geen geld in die wêreld, geen aansien, geen rykdom kan dit vir jou gee nie. Veral maar vir Jim Carrey. Selfs 2 Golden Globes, you won't be enough. Maar, wanneer dit gaan oor die tydsberekening van God en nie myne nie, wanneer dit gaan oor die wil van God en nie myne nie, wanneer dit gaan oor die plan van God en nie myne nie, wanneer dit gaan oor die glorie van God en nie myne nie, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in julle harte en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons het baie begeertes in ons lewe. Here, ons het baie dinge in ons lewe wat ons jaag. Here, U gee vir ons talente en gawes en dit beteken nie ons moet dit begrawe nie. Maar Here, mag ons vrede begeer. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Mag ons die lewe in Christus begeer, sodat alles in ons lewe daaruit sal vloei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af vanmôre, broers en susters, met lied 505. Ons vra vanmôre, wat is jou grootste begeerte in jou hart? En dalk sukkel jy vanmôre met vrede. Dalk sukkel jy vanmôre met 'n worsteling binne in jou. En hoor hoe mooi sluit hierdie lied af vanmôre in dit wat ons geleer het uit die woord van God. Jesus, U gaan voor, ons volg in die spoor. U ken al die lewenspaaie, al die hoogtes, al die dieptes, al die draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. En dan vers 4. Ook waar niemand dit wil waag nie, waar niks anders ooit sal slaag nie. U wat alles sien, dan die belangrike woorde, leer ons sinvol dien. Kom ons sluit af lied 505 vers 1 en vers 4. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.